Goeiedag en baie welkom by AfriForum Maak So. Dankie dat julle ingeskakel het. In hierdie episode klop ons aan by AfriForum se buurtspanne in Centurion en Pretoria en kry praktiese wenke oor hoe om jou huis te beveilig. Maar eers, terwyl politieke partye skarrel om op beste voetjie voor te sit vir die plaaslike verkiesing wat later vanjaar plaasvind, is AfriForum besig om sterker gemeenskappe te bou om 'n beter toekoms te skep. AfriForum veg en bou nie net vir die volgende verkiesing nie, maar beplan vir die toekoms van die volgende generasie. Met die oog hierop vat AfriForum as gemeenskapsbouers met verskeie rolspelers hande om 'n vry, veilige en voorspoedige toekoms vir Afrikaners aan die suidpunt van Afrika te verseker. AfriForum fokus in 2026 veral op skole en het reeds verskeie projekte saam met 'n aantal skole aangepak. In 2026 sê ons AfriForum is gemeenskapsbouers. Wat dit beteken is dat ons 'n beter hede en 'n beter toekoms bou vir ons gesinne, ons gemeenskappe en vir ons nageslag. Ons doen dit deur ons veg en bouplan waar ons veg teen korrupsie en onreg, maar terselfdertyd bou aan hierdie beter toekoms. Want sterk selfstandige gemeenskappe is die beste buffer teen staatsverval. Die projek wat ons met AfriForum sover aangepak het is die spruitskoonmaak wat ons al 2 jaar terug begin het. Ons hierdie jaar so 2 keer terug dit gedoen het en dan natuurlik die asblikke. So die asblikkie by die skool wat ons nou implementeer het, verskillende kleure wat ons dan die sekere produkte dan in die asblikke dan gaan plaas wat ons dan die kinders attent maak op om te bespaar en hulle produkte wat hulle dan gebruik het skool toe te bring. Ag die tyd wat ek met AfriForum te doen gehad het, het ek agtergekom hulle is mense wat die mense wil dien wat die gemeenskap wil inligting verskaf en ook hande neem met hulle om vir hulle te beklei in die toekoms om ook ons as 'n nasie te bou. Ons bou deur ons 3-been strategie. Die eerste been is die uitbreiding en versterking van AfriForum se eie vermoë deur buurtwagte, deur ons takke as vrywilligers en ook deur ons buurtspanne wat reeds dienste oorneem wat die munisipaliteit veronderstel is om te behartig. Die tweede been is die samewerking met ander gemeenskapsorganisasies soos kerke en skole. Skole is die spulpunt van ons gemeenskappe. Daarom plaas AfriForum 'n groot fokus op hierdie skole. Die derde been is samewerkingsooreenkomste met die owerhede. Nou dit is nie maklik nie, maar ons poog wel om daardie roete ook te stap. Ons was baie bevoorreg, AfriForum het na ons toe uitgereik en hulp aangebied om projekte rondom ons skoolgemeenskap en ook die instandhouding van ons skool te verbeter. Van die projekte is om die instandhouding van die paaie bietjie op te knap met die slaggate hier by ons ingangshekke en rondom ons skool, asook die verf van verkeerslyne en parkeringslyne. Nuwe projekte waarna ek uitsien is die opgradering en die opknap van ons veiligheid en sekuriteit om die skool, sodat ons skoolgemeenskap en ons leerders veilig is. Ons sien uit na 'n lang, gesonde werksverhouding saam met AfriForum, omdat om ons skoolgemeenskap en natuurlik die gemeenskap om ons te beveilig en in stand te hou, sodat ons kan trots wees op ons area en op ons skool waar ons woon en werk. AfriForum moedig skole en gemeenskappe aan om betrokke te raak nie net by AfriForum se projekte nie, maar ook by hulle eie gemeenskappe, daar waar hulle 'n verskil kan maak. In die verlede het vrywilligers wat landwyd betrokke is by AfriForum se takke, self ingespring om munisipale verval te staait. Hierdie vrywilligers het in die aande na werk of oor naweke gras gesny, slaggate gevul of padtekens geverf. Die verval het egter so groot geword dat die organisasie genoop was om permanente werkers in diens te neem. AfriForum spoeg nou met 20 buurtspanne met ongeveer 90 personeellede, 27 voertuie en trekkers, grassnyers en ander toerusting om die nodige werk in hul onderskeie gebiede te doen. Ons het by van die buurtspanlede in Centurion en Pretoria gaan aanklop om te hoor waarom hulle by hul buurtspan aangesluit het. So, my naam is Frans Reineke, ek is 34. Voor ek by AfriForum begin het ek karwag gestaan. Om aanrijding te bring het my vrou wat ek wil by AfriForum aansluit. En van die dag wat ek by hulle begin het my lewe baie beter verander. Ek is baie meer gelukkig
en ek kon nie vir 'n beter werk vra as wat ek nou het nie. Hi, my name is Kobus Wagner. Ek is 20 jaar oud. Voor ek by AfriForum gewerk het, het ek perdetoys gemaak. En dan het ek 'n paar maande AfriForum gesien. En dan toe sluit ek aan en dinge gaan baie beter wees. Ek help my ma baie meer. En ek hou van die werk hierso. Ja, det var nog att se mig blöd. När jag började dra stöken i balkongen och var stund av 17. Jag är för en lärare elektrician. Jag bara blev verk. Vi har för 2 år en rollstol. Det sätter en maak mense van jou kop af. Ja, so baie van die ouetjies wat hier by ons begin werk het nou nog nie ander geleenthede gehad. En een van die ouetjies wat so 2 jaar by ons gewerk het toe by ons bedank want hy het 'n vakleerlingskap as 'n dieselwerktuigkundige gekry en 'n beter geleentheid wat hy gekry het. Een van ons ander ouetjies, hy het by ons leer bou en nou is hy 'n bouaannemer in Barbados. So is daar geleenthede vir die ouens. Een van ons voormanne nou het so 4 jaar terug by ons begin werk. En toe die tweede dag toe sê hy vir my hierdie werk is vir hom net te veel. Die werk is te moeilik te hard. Ek sê toe vir hom wel, hou uit tot Vrydag, dan kry jy dan 'n week se salaris. En hy's nou al 4 jaar by ons van daai Vrydag af. Ja, so ongelukkig is dit so dat Afrikaners nie en tradisioneel binne in ons Afrikaner gemeenskappe nie toegang het tot handearbeidwerk nie. Dis werk wat ons uitkontrakteer na ander volke toe. So ons wil graag hierso vir Afrikaners, veral jong Afrikaners die geleentheid gee wat hulle met hulle eie hande kan begin werk en iets vir hulle opbou. Ek en jy kan dalk vir ons vinnige lys bymekaar maak van 40 of 50 dokters wat Afrikaans praat, ingenieurs wat Afrikaans praat. Ons kan nie 'n lys bymekaar maak van een Afrikaner wat dalk kan messel of kan swys nie. So om daai vir ons bevolking om as 'n geheel daai akademiese vaardigheid te hê, moet ons ook verantwoordelikheid neem vir ons eie handearbeid, vir ons eie bouwerk, so ons eie universiteite kan bou. Daai vaardighede moet ons binne in ons volk ook koester en aanmoedig. Ek is Henk Niemon, ek is 51 jaar oud. Reg natuurlik as 'n mens sonder werk sit, is nie lekker nie, jy sukkel. En ja, dis mens, maar wat ek ook geleer het, jy sit nie daar in die dam soos die Engelsman sou sê nie. Jy gaan voort, jy kyk op en jy hou aan. Ek hou van wat ek doen nou hierso. Ek het opgeklim in die ranks soos die Engelsman weer sou sê. Ek is nou tans die supervisor hierso. So ek het baie mense wat nou onder my is, maar ek help hulle en hulle help my. En elke dag, ja, ons groei van krag tot krag, van klein tot groot nou. Hallo, my naam is Loan Bert. Ek werk nou al vir 6 maande vir AfriForum en ek nou al 'n heel wat paar spreiwerke hier gedoen van die trailers. Ek het 'n baie goeie gevoel elke oggend as ek werk toe kom. As ons nou 'n spruit sny byvoorbeeld, om daarna te sien hoe die spruit daarna lyk, is vir my altyd 'n goeie gevoel. Dis nou ook weer waar dit selfs met die trailers aankom. Om te sien hoe daai trailer daarna lyk, is altyd 'n goeie gevoel. Ek sal definitief mense aanmoedig om hier te kom werk. Dit is regtig waar. Ons is almal 'n goeie span hierso. Ons werk lekker saam en ons probeer altyd mekaar help. Misdaad in Suid-Afrika bly 'n toenemende probleem en die polisie kan bloot nie by elke misdaadinsident uitkom nie. Dit bly daarom elke persoon se verantwoordelikheid om na sy eie veiligheid om te sien. Selmarie Gelderblom met praktiese wenke oor huisbeveiliging by Jacques Broodryk, hoofwoordvoerder van gemeenskapsveiligheid by AfriForum, gaan kry. Of jy nou besluit om by die huis te bly of weg te gaan met vakansie, is dit altyd noodsaaklik om seker te maak jou alarmstelsel is gekoppel by 'n sekuriteitsmaatskappy wat vinnig kan reageer sou daar iets skeefloop. Jy moet ook seker maak jou elektriese heininge is lewendig en jou infrarooi sensor stel beweging op. Maar dan gebeur die onvoorsiene. Jy kry die oproep dat by huis ingebreek is, of nog erger, jy word wakker en daar staan 'n inbreker langs jou bed. Om vandag ons meer te vertel oor huisbeveiliging, is saam met my Jacques Broodryk, die hoofwoordvoerder van gemeenskapsveiligheid by AfriForum.
Jacques, is dit waar dat wanneer mense met vakansie gaan, dan vergeet hulle baie keer om hulle pos te stop en dan raak die posbusse oorvol of daar kom koerante en pamflette wat afgelewer word en dan is dit 'n weggee om basies vir kriminele te sê, hier is nie mense by die huis nie. Ja, dis beslis een van die aanduidings wat ons weet kriminele gebruik. Die probleem is ook, jy kan miskien jou pos stop, maar goed soos advertensie, vuilbiljette, dit gaan aanhou kom. Jy weet nie noodwendig wie almal goed in jou posbus gaan kom druk nie. Die beste oplossing vir daardie probleem is, maak seker jy het kontak met jou bure. As 'n buurman ook op vakansie is, die buurman ook aan die straat, ken jou bure, maak seker jy kyk uit vir mekaar in daai opsig en kry iemand om jou goed te kom verwyder, jy weet. As jy verlang weggaan en jy kry 'n familielid om miskien jou honde te kom voer, maak seker dat hulle ook uitkyk daarvoor. Ja. Uitkyk vir goed wat hulle verwyder moet word, om dit nie voor die hand lig te maak dat jou patroon gebreek is en dat jy nie by die huis is. So kom ons gaan kyk na ander veiligheidsrisiko's wat jy vir ons kan uitlig. So, as mens kyk na hierdie hek byvoorbeeld, stewige hek, sterk gebou, dik genoeg staal, verskeie ankerpunte wat ongelukkig wel uitstaan. Maar 'n stewige gebou, maar hier's een baie groot swak punt op hierdie hek en dis die tipe goed wat mense moet kyk na. Ek het nie 'n volle ystersaag nodig, ek het net 'n ystersaag lem nodig en ek saag reg deur die slot. Genade. Dis hoekom dit is belangrik is om seker te maak dat jy 'n ekstra staalblok oor slot is as hierdie sit. Ja. Dis klein goedjies is hierdie wat mense moet na oplet. So Jacques, is ons nou in hierdie stoorkamertjie en soos wat ek hier staan, kan ek sommer dadelik sien hier is net wapens oral waar jy kyk. Wat dink jy hiervan? Wel, ek dink hierdie is 'n baie algemene probleem wat baie mense maak. Mense is baie gefokus op die beveiliging van hulle huis, die slaapkamers, die gang na hulle slaapkamers toe. Maar iets soos 'n stoorkamer waar jy slypmasjien bære, 'n ystersaag bære, 'n tuinvurk, pik, enigiets wat jy nodig het om by die huis in te breek, word nie beveilig nie. So, wat is die ding wat mense of 'n familie in plek moet hê by huisbeveiliging? Wel, ek sou sê nadat jy 'n kopskuif gemaak het en begin om verbeterings te maak aan jou fisiese veiligheid, is 'n familieplan, 'n familienoodplan baie belangrik. Baie van ons het klein kinders, jou kinders selfs klein, moet weet wat om te doen in die geval van 'n noodgeval. Sou daar iemand in jou huis inkom, pappa en mamma is vasgebind of weet dalk erger dinge, moet hulle weet wat om te doen. Hulle moet weet watter bure hulle kan kontak, hoe om 'n foon te gebruik, hoe om iemand in die hande te kry en waar om hulle self in die huis te kan versteek as dit nodig is. Dis ongelukkig nie gemaklike gesprekke om te hê nie, maar die realiteit van Suid-Afrika is ons moet daai gesprekke hê. Dan 'n tweede baie belangrike ding om te onthou onder die familienoodplan, sê altyd 'n sekondêre vorm van kommunikasie. Eerste ding wat rowers gaan vat is jou waardevolle goed, soos jou selfone, jou rekenaars en dies meer. Daar moet 'n tweede foon wees wat gelaai is iewers op 'n veilige plek. In 'n badkamerkassie weggesteek, iewers onder 'n bed, in 'n stoorkamer, in die spens, waar ook al. Die kinders moet weet om daai foon te kan gebruik en jy moet seker maak dat die nodige nommers wat jy nodig het te kontak onder druk is daai foon gestoor. So Jacques, die meeste kriminele klim oor jou sekuriteitshek of hulle lig die hek op of hulle steel partykeer sommer net jou elektriese motor. Wat kan huiseienaars doen om dit te verhoed? Wel, ek dink baie mense het al bewus geraak dat hierdie 'n tendens is hier in Suid-Afrika dat selfs hekmotors word geteken vir die koperwaarde van die goed. So jou hekmotor moet natuurlik gesekureer word. Hy moet vas wees in die grond binne 'n ysterraam met soliede bolte vasgemaak. Dan is dit ook natuurlik nodig om die nodige aanpassings aan jou hek self te bring. Weet dit vir standaard hekke is baie maklik om van die trolleylyn af te lig. En dan letterlik toegang tot die erf te kry. So jy weet dis nodig om 'n ekstra lippietjie aan te sluis aan jou veiligheidshek om seker te maak dit is nie doenbaar nie. Jacques, is nog gepraat van hierdie hekmotors wat hierdie ysterraam oor moet hê. Is hy dan heeltemal beveilig? Wel, heeltemal in 'n Suid-Afrikaanse misdaadkonteks is 'n groot woord. Maar hierdie is beslis die regte ding om te doen. Hierdie is baie stewige raam, jy kan sien dit is goed geswys. En ongelukkig moet mense dit behoorlik hekmotors sit deesdae. Eerste plek word hekmotors fisies geteken, maar dit is ook natuurlik 'n baie maklike manier om in jou erf in te kom. Dankie aan alle kykers wat ingeskakel het. Onthou, veiligheid begin eers by jou. Indien jy nog nie deel is van jou plaaslike AfriForum buurtwag nie, raak sommer vandag nog betrokke om jou woonbuurt veilig te hou. Dis dan al vir hierdie episode. Tot 'n volgende keer. Totsiens.